Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Waar ons so saamkom, elke week om ons Here te aanbid, kan ons nie anders as om te begin deur hom in afhanklikheid en nood te roep nie. En ons doen dit met die woorde van Psalm 130. Ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre. Wagters op die môre. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is goedertierenheid en by hom is veel verlossing. Dan antwoord ons Here ons. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. So 'n ryk seën van ons Here af, kom ons loof en prys hom. En ons doen dit vanoggend met die woorde van Psalm 146 en so eie aan die psalms hierdie waar ons met ons eie siel praat om die Here te loof. Ons sing, prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, daar's baie om hom voor te prys en om bly te wees voor in hom. Psalm 146 vers 1, 4 en 8. Ons geloof ook nou saam aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here antwoord ons deur vir ons sy wet voor te hou. En ons gaan luister na die wet van die Here, die wil, die hart van die Here, vanuit Eksodus 20 en dan ook na ons Here Jesus se woorde uit Matteus 5. Kom ons luister eers na Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Wanneer sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die wet van die Here is kragtig en heerlik en besonders om te sien hoe dit in kort, in 10 gebooie 'n opsomming is, 'n samevatting van die ganse wil van die Here. En dan sien ons in Matteus 5, wanneer ons Here Jesus spreek, dan brei hy uit op dit. Wys die diepte van hoe hierdie gebooie instrek in ons lewens. In Matteus 5, luister vanaf vers 21. Julle het gehoor dat in die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wys ons die Here Jesus kom en hy vlek die diepte van die wet oop, hoe ver dit strek. Ons antwoord dan nou op ons Here. Sing Psalm 130 en dis 'n ryk psalm wat regtig ook die kern van vandag se preek saamvat. Dis ons troos. Ons nood vir troos, ons behoefte daarvoor en dan ook waar ons die troos by die Here kry. Sing Psalm 130 en daarvan vers 1 tot 4.
ons Here aan in gebed. Almagtige God en Hemelse Vader, vanoggend weer op hierdie oomblik, soos baie kere in die verlede, roep ons U aan uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar ons geen hoop in onsself het nie. En dit omdat ons geluister het van harte na U wet. Ons weet wanneer ons luister na U wet, U wil, U woorde, dat dit nie lig is nie. Dat dit nie 'n tradisie is, of net 'n gebruik nie. Maar dat dit U, die heerlike, die almagtige, die heilige is wat spreek, en wat beveel. So diep kom ons voor U, met niks om te bied nie. Leë hande voor U en ons vra vir genade, vergewe ons vir ons sonde. Ons het niks wat ons kan bied in ruil daarvoor nie. Ons gryp ons Here Jesus Christus, net Hom. Dis al hoop wat ons het. Sien ons dan in Christus. Wees ons genadig in Hom. O, ons prys U vir die troos, die heerlikheid wat ons in Christus het. Dat ons mag weet dat ons in U guns is en bly. Alhoewel ons swak is, alhoewel ons stikkend is, alhoewel ons gereeld moedswillig is, dat U guns en U liefde vir ons oorvloedig is in en deur ons Here, Jesus Christus. Ons prys U vir Hom. Hoe mag Hy geëer, geloof en geprys word tot in ewigheid. Dankie Vader vir U getrouheid en U goedheid wat ons dan deur Hom, weens Hom in ons lewens sien. U sorg vir ons, elke een op U spesifieke manier, in U groot wysheid. Ons het wat ons moet hê. Ons het wat ons nodig het. Ons het wat U in U liefde goed vind om vir ons te gee, en daarvoor prys ons U. Dat ons mag weet, ons het 'n Vader. Wanneer ons so na U goedheid kyk en U guns en al die lieflikhede wat U gee, dan in die besonder wil ons geliefdes wat swaar kry aan U opdra, ons broers en ons susters. Elke een van U kinders wie U so goed ken en wie se beproewing U so goed ken, wees tog met hulle. Mag hulle U goedheid, U guns, U lieflikheid, U troos, U nabyheid. Mag hulle dit veral in hierdie tyd ervaar. Vader, wees dan nou met ons, waar ons gaan luister na U woord. Wil U kragtig deur U Gees werk. Doen die harde werk, die groot werk wat ek nie kan nie. Verkoop ons harte, vertroos ons harte deur U woord. Hoor ons dan alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voor ons saam na ons Here se woord luister, ons sing vir ons Here en ons loof Hom, erken Hom vir die kosbaarheid van sy woord, die groot vreugde wat ons mag hê om deur Hom geleer te word, gevorm te word deur sy woord. Sing Psalm 119, en daarvan vers 19.
breek vat in ons reeks uit die eerste brief van die apostel Petrus. Ons gaan 'n breek vat om die eerste vraag en antwoord van die Heidelbergse katekisme te oorweeg. Vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En op die ou end is hierdie die belangrikste vraag wat jy ooit gevra kan word. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Almal het troos nodig. Maak nie saak wat jou situasie nou is nie. Maak nie saak hoeveel lieflikhede jy nou raak sien nie. Almal het troos nodig. Jy het troos nodig. En hier is hoekom. Ons is almal kinders van Adam en Eva. Oorweeg dit. Adam en Eva geskep in paradys sondeloos, waar nie troos nodig is nie. Hulle sondig teen God. Bring die vloek en die verdraaiing van die sonde op hulle self en ook op die ganse skepping. Adam was hoof van die mensdom, kroon van die skepping, verteenwoordiger van almal wat uit hom uit sal kom. Insluitende ek en jy. Toe hy besluit het om teen God op te staan en te sondig, toe hy homself en die ganse skepping, elke mens onder die verdraaiing, die gebreektheid, die stikkendheid van die sonde onderwerp. Toe deur jou lewe sal jy die effek, die verdraaiing, die heerskappy van die sonde en die dood voel. Jy sal. En jy sal troos nodig hê. En jou nood vir troos strek selfs dieper as dit. Ja, jy gaan troos nodig hê vir hierdie lewe. Vir die dinge wat die sondeval laat gebeur in hierdie wêreld, die pyn, die bekommernis, die seer. Jy gaan troos daarvoor nodig hê, maar dit gaan dieper. Weens die sonde is jy van nature 'n vyand van God. Al sê jy dit nie, al voel jy dit nie, jou natuur is verander deur die sonde as vyand van God. Ons is almal kinders van die toorn, onder God se wraak en oordeel, weens ons sondes. Weens ons wat self sondig. Nou, in hierdie lewe kan jy probeer om dit te ignoreer, jou nood vir troos, want jy sien ons het nood vir troos op twee vlakke, een vir wat in hierdie lewe gebeur weens die sonde, en een vir die feit dat ons sondig en verantwoording moet gee. Jy het troos nodig. Nou, wat jy kan doen, is om na hierdie nood van jou te kyk en dit te ignoreer. Baie mense doen dit. Baie ongelowiges in die wêreld wat hulle self oortuig, God, sy wraak, sy oordeel bestaan nie. Is niks in die lewe hierna nie. As mens sterf, is daar geen vergelding nie, geen oordeel nie. Maar selfs hierdie mense kan nie hulle behoefte vir troos totaal en al uitwis nie. Niemand kan nie. Selfs die ywerigste ongelowige voel by tye die seer wat hierdie skepping weens die sondeval aan hom gaan doen. Selfs die hardste ongelowige voel die wraak van die Here oor hom, weens die sonde wat hy doen, en het dan troos nodig. Dus is dit nie vreemd wanneer jy na die wêreld kyk vandag. En wat sien jy? 'n wêreld onophoudelik op soek na troos. Waarom dink jy is die wêreld so obsessief oor geld en mag en eer en plesier? Waarom dink jy hardloop mense so na drank en allerlei plesiere? Waarom maak mense 'n afgod van hulle eggenoot, hulle kinders, hulle werk, hulle stokperdjies, hulle sport? Hulle soek troos. Al ontken hulle dit met die mond, hulle lewe bewys 'n onophoudelike soek na troos. Daarom is dit so 'n kernvraag. Daarin, in die Heidelbergse katekisme, ons belydenisskrif, word dit eerste gestel. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wanneer jou liggaam ingee onder siekte en ouderdom. Wanneer jy die dood van 'n geliefde in die gesig staar. Wanneer jou huwelik moeilik raak, wanneer kommer, angs, onsekerheid dreig om jou te oorweldig. Wat is jou troos in hierdie lewe? Wanneer jy die bitter heerskappy van die sonde en die dood voel, wanneer jy getref word met die swaar kry van hierdie skepping, wat is jou troos dan in hierdie lewe?
En wanneer jy jou eie dood oorweeg, wat met jou siel sal gebeur in die lewe hierna? Wanneer jy luister na die woord van die Here, sy heiligheid hier teekom, en aan jou posisie oorweeg, wat is jou troos in sterwe? Hierdie eerste vraag van die katekismus sny diep, tot by die hart, die siel, die murg van elke mens. En daarom is die antwoord vir jou gelowige, die antwoord wat die katekismus self gee, en wat ons bely, so uiters kosbaar. Ons bely, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed, vir al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my, op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid, om voortaan vir hom te lewe. Wat 'n antwoord, en wat 'n God en Vader wat ons het. Nou wat ek wil hê, ons vanoggend moet doen, is om die diepte en die rykdom van die troos hier in hierdie antwoord deur te werk. Maar ons gaan dit doen, deur saam te luister na ons Here se woord. Want hierdie antwoord is 'n kosbare opsomming, 'n samevatting van wat die ganse skrif sê oor die vraag, maar ons moet dit uit die woord van die Here self hoor. Dis waar ons troos lê. Nou, ons gaan dit doen deur saam te luister in Romeine 8. Jy kan saam met my oopmaak by Romeine 8 en ook daar oophou. Romeine hoofstuk 8. Wat julle sal oplet, is dat hierdie antwoord van Sondag 1 se vraag 1, die antwoord word saamgestel deur die waarhede wat die Here reg deur sy woord leer. Maar hoe kosbaar is dit, ons sien die waarhede van hierdie antwoord, selfs net in hierdie een hoofstuk, Romeine 8. Ons luister dan saam na ons Here se woord vanuit Romeine 8. Ons gaan daarvan na die hele hoofstuk luister. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader.
Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. En die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Dat ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons al kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Daar's 5 kosbare waarhede vanuit die antwoord van die Heidelbergse Katekismus, vraag 1 en antwoord 1, wat ons ook sien hierso in Romeine 8. Nommer 1, dat ek nie aan myself nie, maar aan Christus behoort. Nommer 2, hy het vir al my sondes met sy bloed betaal. Nommer 3, hy het my verlos van die heerskappy van die duiwel, die sonde en die dood. Nommer 4, hy bewaar my so dat niks sonder my Vader se wil, se goeie wil, oor my kan kom nie, en dat alles tot my saligheid dien. En dan nommer 5, hy verseker my deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, deur my gewillig te maak om vir hom te lewe. So ons kyk na die een op beslag. Nou een, dat ek nie aan myself nie, maar aan Christus behoort. Nou, dit is so besonder wanneer ons dit bely, nie, want ons weet, alles behoort aan Christus. Hy heers oor alles, alles is syne, maar jy behoort aan hom op 'n uiters spesiale manier. Kyk saam met my na vers 14 tot 16, in Romeine 8. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is.
So jy behoort aan God op 'n unieke manier, nie as 'n slaaf of net as 'n dienaar nie as 'n objek nie. Jy behoort aan hom as 'n kind, want die Gees is in jou. So besonder as jy die teks sien, die Gees wat hy in jou plaas is die Gees van sy Seun, Jesus Christus. En omdat Christus self Seun van God is, wanneer jy sy Gees ontvang, wat gebeur? Jy word aangeneem as 'n kind van God. En daarom roep ons dan uit, Abba Vader. Dan besonders die een wat alles geskep het, die Almagtige, hy wat spreek en die see en die wind swyg, hy wat loop op die water, hy voor wie die engele buig. Hy kom na jou en sê, ek vat jou vir my, en nie soos 'n stuk goud nie, maar as 'n kind, 'n besonderse en 'n geliefde persoon. Hy is jou Vader. Jy bekommer oor jou lewe, jou versorging, jou veiligheid, jou gelukkigheid, jou tevredenheid. Jy bekommer oor jou saligheid, wat sal gebeur met jou eendag as jy sterf? Maar al hierdie dinge is nie jou verantwoordelikheid nie. Hoe besonder is dit wanneer jy dit sien in God as Vader. Dis nie dinge waarvoor jy hoef te sorg nie. Hoekom? Want jy het 'n Vader, 'n goeie Vader. 'n Kind is nie veronderstel om te bekommer oor die huis se finansies nie. 'n Kind is nie veronderstel om te bekommer oor sy eie veiligheid nie. 'n Kind is nie veronderstel om te bekommer oor sy vader se liefde nie. Ons as stikkende, kortsigtige mense doen alles wat ons kan om te verseker dat ons kinders nie oor hierdie goed bekommer nie. Dat hulle weet dit word hanteer, is nie hulle las om te dra nie. Waarom? Want hulle behoort aan ons. Hierdie is dinge wat ons taak is en ons verantwoordelikheid, net so wanneer God homself ons Vader noem. Ons behoort aan hom en ons Here Jesus Christus. Omdat ons aan hom behoort, is ons sy verantwoordelikheid. Beide in hierdie lewe en in die volgende. Dis hy wat sorg. Hy is 'n goeie Vader. Hy sal sorg vir ons behoeftes, tydelik en ewig. Hy beloof dit in vers 29. Vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Daar verordineer hy, bestem hy jou heiligmaking. Sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy van tevore geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Van begin tot einde. Van jou geloof tot jou heiligmaking, tot jou verheerliking. Sorg hy voor. Want hy is 'n goeie Vader. Nommer 2. Hy het vir al my sondes met sy bloed betaal. Hoor vers 1 tot 3. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Omdat ek aan hom behoort, het hy seker gemaak dat ek nie eendag sal hoef hel toe te gaan nie. Hy het seker gemaak dat ek nie verlore sal gaan nie. Hoe het hy dit gedoen? Vers 2. Hy het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet self, die 10 gebooie, kon dit nooit doen nie. Al wat die wet kon doen vir my, is om my te wys hoe nood ek het, hoe baie ek sondig. Ek kon nooit die wet goed genoeg nakom om hemel toe te gaan nie. Ek kon nooit die wet gebruik om sonde so uit my lewe uit te kry, dat ek
selfs dalk, hemel toe sal gaan nie. Ek kon nie. Maar God het seker gemaak dat ek nie verlore sal gaan nie. Vers 3, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, en die sonde veroordeel. God stuur vir Christus, hy stuur hom om te sterf van die kruis en gestraf te word met die hel vir my sonde. So ons bely het ook vanoggend, die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy is so vir elke een van my sondes gestraf, dat wanneer ek nou sterf, en voor God verskyn, dan staan ek skoon voor hom, asof ek nooit enige sonde gehad of gedoen het nie. Vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Oorgegee het vir wat? Net om pynlik te sterf aan 'n kruis? Nee. Hy het hom oorgegee om gestraf te word met die hel wat ek mee gestraf moet word eendag. Om vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hy doen dit vir jou, omdat jy aan hom behoort. Nou as jou troos in sterwe, jou troos in sterwe as jy gaan voor die heilige God verskyn van hemel en aarde, skoon. Geen vlek nie. Niks om gestraf te word nie. Want Christus is vir jou gegee om gestraf te word in jou plek. Nommer 3, hy het my verlos van die heerskappy van die duiwel, die sonde en die dood. Nou, en vooral, wat beteken dit dat ons onder die heerskappy van die duiwel was? Wat presies beteken dit? Wat beteken dit dat die ongelowige wêreld nog onder die heerskappy van die duiwel is? En wat beteken dit dat ons nie meer onder die heerskappy van die duiwel is nie? Oorweeg Hebreërs 2 vers 14 saam met my. Dit lees: aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. So die duiwel heers oor die mens deur mag te hê oor die dood. Deur te heers oor die dood. Hy is die beskuldiger. Wanneer 'n mens sterf, dan kom die duiwel en hy beskuldig die mens voor God. Dat God hom moet straf, hom verlore moet laat gaan weens al die sonde wat hy gedoen het. En dan vra Paulus in vers 33 van ons teks, vers 33. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie sal sê vir 'n uitverkorene, 'n gelowige, jy mag nie hemel toe gaan nie? Dis die duiwel se werk. Dis die mag wat hy het. Dan vra Paulus, wie sal dit sê vir die uitverkorenes van God? Wie sal sê hy kan nie hemel toe gaan nie weens hierdie of daardie sonde wat hy gedoen het? Vers 33. God is dit wat regverdig maak. Hy voor wie die beskuldiging gebring word. Dis hy wat besluit en verklaar het dat jy gelowige deel kry aan Christus. Dis hy wat deur Christus se offer jou regverdig gemaak het. Hy self, God self, het ons regverdig gemaak. Deur ons sonde op sy seun te straf, sodat dit nie meer teen ons stel nie. En so het hy ons verlos van die heerskappy van die duiwel. Die duiwel het nie meer mag oor die gelowige nie. Hy kan beskuldiging inbring, maar die beskuldiging gaan wegval. Want alles wat die duiwel jou van gaan beskuldig, is reeds op die kruis hanteer. Is reeds weg. Nommer 4, hy bewaar my so, dat niks sonder die goeie wil van my Vader oor my kan kom nie. Dat alles tot my saligheid dien. Nou eers net logies. As jy kyk, die pad wat ons gestap het tot op hierdie punt, né? Ek behoort aan hom. Ek is 'n besonderse persoon vir hom. Hy het my gekoop met sy bloed. Ek was uiters duur, ek was nie goedkoop nie. Christus moes my straf dra vir my om gekoop te word. Wat anders kan die gevolgtrekking wees?
is hy gaan vir my sorg. Hy gaan vir my sorg. Vers 1, hoor wat hoor ons in vers 1? Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jou swaar kry, jou verlies en seer, jou droogte en tekort, die teleurstelling en moeite, daardie dinge wat jou neertrek in hierdie lewe, dit gebeur nie as God se oordeel of afguns nie. Hoe baie sit nog met daai leuen in hulle koppe. Die Here is nou vir my kwaad en daarom het hierdie persoon gesterf, daarom het hierdie gebeur, daarom het hierdie gebeur. Want die Here is woedend vir my. Dis die vrees is dit nie, wanneer dit sleg gaan. Hoe kan ek op God vertrou? Hoe kan ek na hom toe vlug? Hy doen mos hierdie juis omdat hy vir my kwaad is. Maar hoor vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die swaar kry van hierdie lewe is nooit God se wraak of sy toorn oor jou nie. Nooit iets wat jou wegjaag van hom, asof jy nie na hom toe kan kom nie. Dit gebeur ook nie sonder sy beheer nie. Al die swaar kry, al die seer, al die gebrokenheid van die sonde in die wêreld wat ons tref, van siekte tot misdaad, gebeur onder sy beheer, onder sy hand. En kyk hoe sien mense dit in Romeine 8. Ons hoor hier in vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskryf is, om u ontwil word ons hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Nou moet jy vra, hoe sou hierdie dinge jou skei? Hoe sou hierdie swaar kry wat genoem word? Honger, naaktheid, gevaar, swart, engele, owerhede, hoogte, diepte. Hoe sou dit jou skei van Christus se liefde? As dit moontlik was, hoe sou dit gebeur? Was dit een manier? Is dat dit tref jou hierdie dinge, hierdie swaar kry, hierdie beproewing oorval jou, en jy verloon jou geloof. Dit is te veel vir jou. Dit oortref jou vermoë, die krag wat die Here jou gee om dit te dra, en jy verloon jou geloof. En dit skei jou dan van Christus liefde. Dis al hoe dit sou moontlik wees. Maar hoor wat sê Paulus, ek is verseker, dit sal nie gebeur nie, dit kan nie gebeur nie. Hoekom? Want hy is so in beheer van die swaar kry, die honger, gevaar, naaktheid, hoogtes, dieptes, engele, owerhede, wat jou gaan teekom, hy bestuur dit so fyn, dat dit nooit op so mate jou sal tref, dat jy uit die geloof val nie. Die feit dat niks jou van sy liefde kan skei, moet vir jou sê, dat hy totaal en al in beheer is van alles wat oor jou kom en jou oorval. Nie net dit nie, nie net het hy beheer daaroor nie, hy draai dit, hy buig dit, hy laat dit werk tot jou beswil, tot wat eindelik vir jou gaan goed wees. Oor vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir die wat na sy voorneme geroep is. Geen enkele oomblik van die lyding wat oor jou kom, is ooit verniet, of vernietigend nie. Niks daarvan nie. En het voel nie altyd so nie. Maar hoor ons Here se woord, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Hy is so in beheer dat elke druppel swaar kry en beproewing wat kom, draai hy. Waar sonder om dit tot jou vernietiging sal wees, is dit nou juis tot jou beswil, juis tot jou saligheid, juis tot jou opbou. Wat ook al jy ervaring deurgaan, kan jy dit weet. Dit is nodig. Dit is goed vir jou.
Anders sou God dit nie doen nie. Daarom sê Paulus oor die verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, ons is meer as oorwinnaars, want nie net sal dit ons nie skei van Christus se liefde nie, nie net sal dit ons nie vernietig nie, dit werk vir ons ten goeie. Dit dien ons. Nommer 5, hy verseker my deur sy gees van die ewige lewe, en of deur my gewillig te maak om vir hom te lewe. Nou, hierdie waarheid dat hy verseker my, dat ek deel het aan hom, hy verseker my van die ewige lewe, hy doen dit op 'n paar maniere, dit ons in die teks sien, vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. So die gees verseker my van die ewige lewe, deur in my te getuig, my te herinner, my te beloof, dat soos Christus uit die dood opgewek is, so sal ek ook uit die dood opgewek word. Waarom? Want ek behoort aan God, liggaam en siel. Wanneer my liggaam sterf, my siel reguit gaan om by Christus te wees. Hou my liggaam dan op om aan hom te behoort? Nee. Daarom begrawe ons dit. Ons saai dit, ons bære dit. Ons bære dit vir Christus vir wanneer hy weerkom. En wanneer hy dan weerkom, dan kom hy na sy eiendom. En hy sal my liggaam ook opwek. En dan saam met my salige siel verenig, om vir ewig so by hom te wees. Gees verseker my daarvan. Gees herinner my daaraan. Beloof vir my dit. En dan kry ons vers 15 tot 16. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Voel jy die neiging om na God te vlug in tye van nood? Verlang jy na hom en na byheid aan hom? Wanneer jy benoud, depressief, moedeloos is, val jy neer en sonder om te dink roep uit, Vader, my Vader wat in die hemel is. Dis die Gees. Dis hierdie wat hy doen. Sy uitroep, dryf jou om na God te gaan en uit te roep. En dan verseker hy jou ook van die ewige lewe, deur jou gewillig te maak om vir God te lewe, of deur jou heilig te maak. Ons sien soveel maniere hoe die Gees ons getuig in ons oortuig dat ons aan God behoort, vir ons bevestig. Hy beloof vir ons die opstanding van ons liggaam, hy roep in ons uit, laat ons uitroep na God as Vader, en nou sien ons hierdie, hy maak ons heilig. Vers 13 tot 14. Vers 12, daarom dan broeders, ons skuldenaars, nie aan die vlees en na die vlees te lewe nie, dis om in sonde te lewe, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Jy wat die werke van die liggaam doodmaak deur die Gees, dis jou beklei teen sonde, jou stryd vir heiligheid. Dis nie iets wat jy hoef te doen om verlos te word nie. Ons sien dit, want die hele hoofstuk so ver gaan oor hoe jy reeds verlos is, maar omdat jy reeds verlos is, gaan hierdie gebeur. Jy gaan nie na die vlees wandel nie, maar jy gaan die werke van die vlees, van die liggaam, die sonde, gaan jy doodmaak, in oorlog wees daarteen, deur die Gees. Wanneer dit gebeur, wanneer jy so verander word, so ingestel word, is die Gees wat in jou getuig, ek's in jou, ek werk in jou, jy kan nie jouself in oorlog teen iets stel wat jy lief gehad het nie, jy het my nodig om dit te doen. Dis die werk van my eie hande. En so getuig hy dan in ons, dat hy ons bewoon, dat ons deel het aan hierdie kosbare antwoord van sondig een, deur ons in oorlog te stel teen ons sonde.
Broer en suster, jy soek troos. Jy soek troos wanneer die lewe met sy sleg en sy seer gebeur. Jy soek troos in tye van siekte en dood. Jy soek troos in tye van kommer en ongeluk. Jy soek troos wanneer jy jou eie dood oorweeg, wanneer jy oorweeg wat met jou siel hierna sal gebeur. Hier is jou troos. Kosbare troos wat 1000 wêrelde se goud werd is. Dat jy met liggaam en siel, nie aan jouself nie, maar aan jou getroue saligmaker, Jesus Christus behoort. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en ewige Vader, dankie dat ons aan U behoort, U en U Seun Jesus Christus. En ons self oorgelaat was daar nie hoop nie. Ons het niks buite U nie. Maar U gee vir ons die troos, die rykdom dat ons aan U as U spesiale eiendom behoort, as U kinders. Vader, vir ewig sal ons U vir hierdie kosbare beloftes loof en prys. Dankie dat U ons gekoop het, met 'n prys so duur, dit gaan ons verstand ver te bowe. Dankie vir al die versorging, die rus, die vreugde, die tevredenheid wat U ons gee, dat U dit vir ons gee, dat ons werklik as 'n kind in U huis kan lewe. Ons bekommer so gereeld, ons worstel so gereeld, dinge in ons eie lewens, dinge in ons geliefdes se lewens, in ons gemeente, in die wêreld. Wat 'n troos en 'n vreugde om dan te hoor dat ons nie aan onsself nie, maar aan U behoort. Dat U sorg en dat U weet wat U doen. Prys U daarvoor, Vader. Ons bid, laat die getuienis van U Gees in ons harte, U wat hierdie waarheid en hierdie vreugde vir ons gee, laat bevestig dit tog in ons harte deur U Gees. Mag ons die soetheid daarvan meer proe, die vreugde daarvan meer ervaar, en voller oortuiging daarin lewe. O, wil U Gees in ons getuig. Bevestig en verseker ons tog altyd deur. Vader, ons bid dan, hoor ons enkel en alleen om ons Here Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sing dan vir ons Here Skrifberuiming 10 al 6 verse, en dit is die beruiming van hierdie laaste gedeelte, die jubelende gedeelte van Romeine 8, so ook jubelend oorweeg die woorde, vul jou hart met die waarhede, en ons loof ons Here daarmee.
broers en susters, ontvang die seën van ons Here. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek vir sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan hom, die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in ewigheid. Amen.